Ek wil vandag met jou praat oor die juk van Jesus. Wanneer ons Matteus 11 vers 28 lees, dan sien ons dit staan. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. My broer en suster, Jesus kon nie oor selfone praat nie. Jesus kon nie oor motorkarre praat nie. Jesus het daai tyd gepraat met dit wat die mense verstaan. Hy het met ander woorde hulle taal gepraat, sodat hulle weet waaroor hierdie dinge gaan. Hy het gepraat oor dinge wat mense geken het en gebruik het, en wat hulle kon verstaan het. En dan praat hy van uitgeput en oorlaai, en van 'n juk, en dit is duidelik wat ons sien, wat hy vir ons bedoel, waaroor dit gaan. En die beeld van osse wat jukke dra, en wat dag na dag se harde werk en gesoog en moeg en uitgeput moet uitgespan word. Kos gegee word, water gegee moet word, sodat hulle weer verfris kan wees vir die dag van môre en weer hulle daaglikse taak aan te kan pak. Die mense van daardie tyd vir wie Jesus dit was 'n alledagse beeld. Dis goed waar hulle weer kon identifiseer. En ek wonder wie van ons wat vandag hier sit het al 'n juk gesien. Kan ek anders sien? Jukke gesien wat hulle op sig gesit het. Nou ek wil vir jou sê, 'n juk is nie 'n lekker ding nie. Baie osse het stukkend plek op hulle nekke en skouwe gehad as gevolg van die jukke wat hulle geskaaf het. Maar dit is hulle ook baie weerstrewig en hulle wou nie saam die leieros trek in die groep nie, of in die wat ingespan is nie. Daar is ons altyd, ek weet oor die regterkant of linkerkant was die leieros en hy het voorgelope getrek en al die osse het gevolg. En hy het maar een of twee van hulle gehad wat hulle koppe geskit het en uit die juk uit wil gebreek het, en dit het hulle net al seerder gemaak wanneer dit gebeur het. Dit klink vir 'n ou half vreemd, dat Jesus nou kom, en die juk van vorm godsdienst wat al reeds daai tyd so groot ontwikkel het, en van sonde en swaar kry in die lewe, neem nou 'n ander juk op. Ek wil nie julle moet my juk kon opneem, sê die Here. Maar Jesus het 'n ander juk gehad. Waarom het Jesus ons nie net verlos van jukke, of hulle verlos van jukke? Waarom vra hy, laat ons weer sy juk moet opneem? Waarom die mense nie heeltemal van net verlos is nie en kon rondloop soos hulle wil nie? Die Here het 'n plan daarmee gehad. Die Here wil gehad het dat ons nie moet ronddwaal nie. Hoor wat ek sê? Want dis waar die moeilikheid begin. As jy ons nie ingespan het nie, dan hy gaan moeilikheid maak. So hy moes altyd ingespan wees en sy taak voldoen, want 'n juk impliseer eintlik 'n verantwoordelikheid. Daai verantwoordelikheid van ons was om daai ploeg of daai wa te trek elke dag van sy lewe. Dit impliseer eintlik 'n taak, 'n roeping. Dit verwys vir ons na 'n doel en 'n bestemming. En 'n juk kon ook nie deur een os gedra word nie, want hy het 'n maatjie gehad wat langs hom ingespan moet word. Daar moes ten minste 2 of 'n hele span osse wees. Dus kom, die Here ook nie wil hê dat ons met een deur die lewe gaan nie. Daarom het hy ons 'n maat gegee om saam te trek. Die Here wil ook nie dat ons op ons eie op een kant moet dien. Die Here wil ons het ons in 'n gemeente, in 'n span gesit, en hy sit ons saam, sodat ons saam kan trek aan die, ek kan amper sê aan die evangelie trek. Die Here wil hê ons saam dinge doen. Nou kom Jesus en hy sê, waarom sou mense wat dan al reeds jukke het, wat hulle seer maak, nooi nou om sy juk op te neem?
Maar wanneer jy die woord van die Here lees, daar een woordjie wat uitstaan, my juk is anders te sê Jesus, my juk is sag, my juk is lig, sê die Here. Nou kom Jesus en hy sê verder vir ons, neem my juk op julle, my juk is sag en my las is lig. Nou sal ons dalk vra, hoe kan 'n juk sag wees van 'n stuk hout? Sien, die Here het hierdie hout gevat en het met sy liefdeshande vat hy en hy vorm dit om jou en hy maak dit sodat hy jou nie moet seermaak nie. Want hy doen dit in liefde. Want Jesus ken jou ons beter as jouself. Dit help nie ek maak vir jou 'n juk nie, want dit gaan 'n probleem veroorsaak. Jesus moet daardie juk vir jou maak. Hy moet vir jou maak, hy moet eintlik vir jou pas maak. Hy moet 'n tailor-made maak. Ons lees in Markus 6 vers 3 dat Jesus 'n timmerman was. En voordat hy met sy bediening begin, het Jesus saam met sy pa in 'n timmerkamer gewerk of in 'n werkswinkel gewerk. En ek kan net dink dat juke was deel van dit wat hulle gemaak het. So hulle het geweet wat hulle maak. En as ek dink dat Jesus alles wat hy doen goed doen, was hy seker die beste jukkemaker wat daar ooit was. En ek kan my net voorstel dat bokant die werkswinkel van Josef en sy pa het gestaan, my jukke pas volmaak. Daar was seker 'n opskrif daarbo of hulle nou 'n juk gemaak het en gesê hierdie juk gaan vir jou pas, my jukke pas volmaak. My jukke pas perfek op elkeen. Dis eintlik wonderlik dat God dit so beskik het, dat sy seun Jesus eers jukke moes maak voordat hy mense sou gaan bedien en help. Is om te sien waar dit alles moet gaan. Jesus wou ons nie seermaak jukke met 'n ander juk vervang, syne. 'n juk beteken ek is betrokkenheid, verantwoordelikheid, om deel te wees van 'n span. God het met elkeen van ons, al sy skepsele, 'n plek, 'n taak, 'n plan, 'n roeping in sy wêreld. Hoor wat ek sê, in sy wêreld. Nie in die wêreld nie, in sy wêreld. En wat en waar is God se wêreld? Oral daar waar sy koninkryk uitgebou word. Hier by ons, in die gemeente, ook op die sendingveld, daar buite waar mense in nood is, dis Jesus se wêreld, jy sien, hy het alles ons geskep. Maar nou kom God en hy gee aan ons elkeen verskillende talente, om dit te kan gebruik. Hy gee aan elkeen 'n spesifieke toerusting. Hy het my anders toegerus as wat ek jou toegerus het, sodat ons saam in 'n span volmaak sy werk kan doen. Sodat ons 'n spesifieke lewenstaak het wat ons moet verwag of vermag. Dis hoekom ons die juk van Jesus eintlik reg moet verstaan. En die vraag wat ek en jy vanoggend onsself moet afvra, is my lewe vervuld? Gebruik ek my talente ten volle en doen ek dit wat God van my verwag? Leef ek my lewensdoel uit? Of is ek 'n lewens- of werksituasie waar ek onvervuld en gefrustreerd is? Omdat ek buite die raamwerk van my gawes en talente moet funksioneer. Dit kan nooit God se wil wees dat ons gefrustreerde, onvervulde mense moet wees wat jukke moet dra, wat hulle seermaak en nie pas nie. Die Here sê jy is nie daar om ons lewe vir ons moeilik te maak nie, maar om eintlik jou las lig te maak, want dit is tailor-made presies vir jou. Sy juk is vir elkeen pas gemaak. Dis waar die woord van sag, wat in die woordstam hier op die grond al beteken, Jesus se juk is 'n pasmaak juk wat sag op jou sal pas. Dis nie soos in die army een groot pas almal nie. Hy verwag nie dat ons buite ons vermoë en begaafdheid gaan funksioneer nie. Hy verwag nie dat ons 'n 5 talent prestasie moet doen as ons net 2 talente gekry het nie. In sy wysheid en in sy vermoë
kom hy en hy gee vir ons dit wat nodig is. Die Bybel ken ons, en die woord van die Here ken ons, die Bybel sê vir ons in Psalm 103 vers 14, hy weet waarvan ons gemaak is, hy hou dit in gedagte dat ons stof is. Bedink so 'n bietjie die jukke in jou lewe vandag. Dis weinig om te sê, dat as jy vanoggend 'n juk aan het, en dit maak jou seer, is dit nie Jesus se juk nie. En ek wil vir jou sê, ons almal dra egter 'n juk. Dis net Jesus se juk, wat lig en sag is, by die broer en suster. Wat kan ons dan maak? Hoe gaan ons die juk kry wat ons vry maak? Jesus sê, kom leer van my. Trek saam met my. Moenie dwarstrekkerig wees en jou eie dinge beleer nie. Want die Here Jesus sê, ek ken die slaggate van die lewe. Ek ken die vangplekke van die lewe. Praat met my oor wat jou seer maak. Praat met my oor wat met jou wat jou skurf maak en seer maak. Luister aan my, bly net naby my. Ja, dan my liewe suster, daar's jukke wat die duiwel op ons nie. Jukke van leuns. Hoeveel keer het jy al gehoor, 'n leuen oor jou lewe, of 'n leuen wat gebeur, of jy glo leuen, en dan voel dit vir jou soos 'n juk wat op jou skouer is. Dit maak jou seer. Of 'n juk van misleiding. Daar's soveel mense wat dink hulle ken vandag die woord van die Here, wat alles te sê het oor die woord van die Here, en dit mislei mense, en dit plaas 'n juk op hulle skouers. Die juk van versoeking. Die versoekings lê vandag baie meer as in die tyd van Jesus. Maar hy het geweet waarvan hy praat, toe hy gesê het, sy juk is sag en sy las is lig. Met hierdie dinge wat ek nou genoem het, hou die duiwel die kinders van die wêreld heeltyd gevange. Hy hou hulle nie los nie. En hy is die grootste vyand van ons gelowiges in die kerk. Maar weet jy wat, daar's jukke wat ander mense op ons lê. Tog is dit nie bedoel om ons te tel nie. Mense begin altyd met 'n mooi, goeie bedoeling, en dan werk dit naderhand nie uit nie, en speel nie meer uit nie. En dit was nie so maklik nie. Die laste wat Jesus hiervan praat, is eintlik die laste van die lewe. Dis die laste wat ander op jou lê. Dis dalk die las op die druk van jou werkprogram. Ek moet heeltyd presteer, ek moet heeltyd in overdrive wees, want as ek dit nie doen nie, dan verloor ek my werk. So dis 'n juk eintlik in jou lewe. Die druk van ons kinders by skoolwerk. Daar word al hoe meer op hulle skouers geplaas. Die jukke van die skool word al hoe moeiliker gemaak. Ek sien daagliks, hoor ek ons klein kinders praat. Ek sê dankie tog, ek lewe in daai tyd klein kind gewees en nie vandag nie. Jukke van druk by die huis. Dinge gaan nie goed by die huis nie, en daar's altyd 'n probleem of twee wat opduik. Laste wat dinge net ondraaglik maak. Die man en die vrou trek nie saam aan dieselfde juk nie. Mensgemaakte reëls, soos wat die fariseërs dit kom doen het. Hulle het soveel wettiese reëls op mense gehad, en mense het eintlik gebind, dat hulle nie onvry kon beweeg nie. Hulle was vasgebind. Dankie dat Jesus ons vrygekoop het van hierdie wette. En baie keer jukke, my liewe suster, wat ons op onsself sit. En dan is daar natuurlik ook die jukke wat ons op onsself plaas, wat nie Jesus in is nie. Ons dra almal die littekens daarvan. Littekens wat getuig van skaafmerke, littekens wat getuig van hardkoppigheid. Dink maar aan ons manne kan baie hardkoppig betuig. En wederstrewigheid. Dis nie fisiese littekens nie, maar dis littekens is in geestig, dis emosioneel, waar mense seer het, waar mense sleg geskaaf het. Baie keer word ons eie dinge laat geld, omdat ons nie Jesus se juk wil opneem nie. Ons wil niks weet van oorgawe nie. Pastoor, ek kan nie my hande oplig nie. Want dit laat my dink dat ek verloor het en ek gehands op het. Ja, ek hands op vir 'n groot God. Nie vir mense nie. Terwyl oorgawe aan sy seun Jesus eintlik die Heilige Gees die geleentheid gee om juis ons vry te maak en ons laste ook te maak en sê, kom in ons in, kom help ons dra, Here Jesus, kom help ons dra. Daar's mense wat regtig vir my sê, pastoor, ek vat maar die alkohol en die pille, dit laat my dan die lewe in my lewe verlig. Ander blameer weer die kerk, dat dit vir hulle so moeilik maak.
anderste. En ons maak oop, en ons laat hy goed onsself swaar dra. Die lewe self veroorsaak skaaf en seerplekke aan ons lyf en aan ons siel, my broers en susters. En ons is moeg, en ons voel oorlaai, en ons kan nie presteer nie, ons kan nie slaap nie. Ons liggame is eintlik geshort-circuit deur alles wat ons moet doen, om aan die gang te bly in hierdie tyd. Nou kom Paulus ook nog, en hy kom waarsku vanoggend in 2 Korintiërs 6:14, moenie met ongelowiges in dieselfde juk trek nie. Hoe kan daar vennootskap wees tussen reg en onreg? Hoe kan daar gemeenskap wees tussen lig en duisternis? En ek gaan lees toe die Engels daarvan, om net bietjie meer agtergrond te kry. Dit sê, do not be bound together with unbelievers. Kry uit jou lewe uit, hulle gaan jou lewe verwoes, my liewe broers en susters. Soveel hartseer kon vermy word, as jong mense net hulle ore wil oopmaak en luister, en nie met 'n ongelowige trou nie. Dis die waarheid, mens sien dit gebeur. Jy dink jy ken daai persoon, maar ken hy Jesus? Ons sien dit self in besighede, waar dit anderster is. Dit werk net nooit uit nie. Maar Jesus kom, en hy sê vanoggend, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, ek sal vir julle rus gee. En as ek dit mooi gaan kyk in die Bybel, is een van die mooiste verse in die Bybel. Kom ons hoor vanoggend hierdie vers. Kom ons hoor die woordjie wat sê, kom sê die Here Jesus, kom, loop nie weg van my af nie, moenie vir jou aan 'n plek gaan soek nie, bly naby my, sê die Here. Kom almal wat dors is, kom na die water toe, selfs ook die wat die geld het nie, kom koop en eet, ja, kom koop sonder geld en sonder om te betaal, wyn en melk, sê Jesaja 55 vers 1. Kom almal wat moeg en oorlaai is van hierdie gedrewe wêreld, om te presteer en hulle merk in die lewe te moet maak. Kom en ontvang verniet waarvoor ander soeg en spartel, sê die Here vanoggend. Kom net tot rus by my, en jou liggaam sal verfris word. Jy sal 'n ander mens wees, sê die Here. Kom dan met oorgawe, kom na my toe, sê Jesus. Kom neem nuwe leerstellings aan en wette nie. Nee, kom net na my toe. Kom net in my teenwoordigheid, my kind. Maak net jou hart oop, sodat jy kan dit ontvang wat ek in jou lewe wil deponeer. Alles wat goed is, alles wat mooi is, halleluja. Dis 'n persoonlike uitnodiging om 'n mentor te hê, om 'n verhouding met die Here te hê. Leer by Jesus hoe om elke lewenssituasie te hanteer. As ons net verleer, as ons net naby hom wil kom, as ons net saam wil trek aan sy heupe, dan sal dit beter gaan. Wat is die beste manier om 'n os te leer trek? Het jy al daaraan gedink? Dis saam met hom met 'n geleerde os in te span. Die geleerde geoefende os ken die juk en hy ken die ploegvoorde. Hy weet wat om te doen by die teerwalle en die klippe, waar is die klippe in die land. Kan ek maar sê, met groot ontzag, Jesus is by wyse van spreke saam met ons in hierdie juk. En om sy juk op te neem beteken dat ek nie met my eie krag hoef te probeer om God te behaag nie. Inteendeel, om Jesus hier te trek as om 'n leermeester 24 uur 7 dae week by my te behaag, wat saam met my is, wat my help, wat my optel wanneer ek nie meer kan nie. Om in elke lewenssituasie te weet, Jesus is saam met my in. Hy laat my nooit alleen nie. Hy sal my laste lig maak. Hy sal my juk gee wat ek nie moeilik hoef te trek nie. Want weet jy wat? Jesus sy jou juk is ook op Jesus se skouers. In ons huwelike trek ons saam met Jesus. In ons gesinne trek ons saam met Jesus aan die Here. Daar by die skool moet ons saam met Jesus trek. Daar, selfs wanneer ek siek is Jesus by my en hy stap saam met my die pad. Wanneer ek groot teleurstellings ervaar, is Jesus by my. Wanneer dit goed gaan met my en ek kom tot loof en prys, dan is hy by my. In diensbaarheid, ek kan nie dinge opnoem 100-voudig keer vandag. Jesus is by ons. Hy los jou nooit alleen nie. Hy trek saam met jou aan daardie ploeg. Hy trek saam met ons deur die drif. Daarom dra ons lig aan die las wat Jesus op ons sit. Nie wat die wêreld vir ons gee nie. Wat maak Jesus lagligter?
Onthou, Jesus het klaar vir jou sonde aan die kruis gesterf. Nou het jy 'n ligter las om te dra. Jy hoef nie meer swaar te dra aan al die verlede nie. Jou verlede is verby. Jou sondes is vergewe. En wat ons altyd sê, ons gaan vir ewig lewe. Halleluja. Jesus bewys van Spreuke, daardie sterke os wat saam met ons trek, langs ons, hy skouer teen skouer by ons, en hy dra ons juke saam met ons. Ons hoef dit nie alleen te dra nie. En ek kan maar net in my geestesoog sien, hoe ons loop en jou juk word swaar, sal Jesus sy arm onder daai juk indruk, sodat die juk sy arm skuur en skaaf, in plaas van om jou seer te maak. Want weet jy, my liewe suster, Jesus het jou baie lief. Hy is met jou in alles. En wanneer jy deur hartseer gaan, wanneer jy deur moeilike tye gaan, en wanneer dinge nie uitgewerk het vir jou nie, weet net verseker, Jesus is daar vir jou. Want hy is lief vir jou. Hy het sy lewe alreeds vir jou afgelê. Al wat jy moet kan sê is, Here, ek kies U in plaas van die wêreldse dinge. Kom ons maak ons oorte. U kan op die voete staan as U wil, asseblief. Here, ons staan vanmôre voor U. En die lewe is nie maklik nie. Jou laste wat daar buite is nie maklik nie. Maar U maak ons, laat ons juke sag en ons laste lig. Saam met U, soos Dawid sê, kan ek 'n bendestorm loop. Saam met U kan ek oor 'n muur spring. Saam met U is ek nie bang nie. Het ek nie vrees nie. Want U het 'n plan vir my lewe en U laat dit net uitspeel. Want U is lief vir my. Dankie dat U vir my omgee, Here. Ek wil jy moet vanmôre net daar waar is, waar jy staan, sê dankie dat U vir my omgee. Sê dit in jou hart vanmôre, dankie dat U vir my lief is. Dankie dat ek op U kan staan maak. Dankie dat U saam met my dra in die wêreld. Ek hoef dit nie alleen te doen nie, want U is my krag en U is my sterkte. Ek loof en prys U vanmôre.